baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Baie dankie dat ons ook weer vir 'n paar oomblikke net saam kan kuier op hierdie manier. Hoor 'n bietjie hierdie twee verse wat daar in Hebreërs 10 staan. Hebreërs 10 vers 24 en vers 25. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gelowiges af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Nou ons praat mos die afgelope tyd so bietjie oor die groot tema van neem verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid op 'n klomp vlakke wat ons ook moet neem. En vandag praat ons oor die tema van verantwoordelikheid en spesifiek gefokus op iets wat vir baie mense dalk sensitief is. Baie mense sal daaroor redeneer en baie mense sal dalk selfs in konflikdebatte gaan oor hierdie tema. Ons praat oor neem verantwoordelikheid vir mekaar of neem verantwoordelikheid vir medegelowiges. Daar's baie mense en natuurlik kan ons dit af mekaar sê, na COVID het dit radikaal vermeerder, maar as ons na die gedeelte kyk in Hebreërs 10, was dit maar van die begin van toe die Bybel al geskryf het, was dit al 'n tendens, waar mense net eenvoudig sê, ag nee man, ek gaan nie kerk toe nie. Ag nee man, ek het nie ander gelowiges nodig nie. Ag nee man, en dan noem ons 'n klomp verskonings. Iets soos, ek is te besig. Ek is te besig deur die week, Sondag is my een rustige dag. Ek kan nie nog op 'n Sondag ook klaarmaak en kerk toe gaan nie. Of ons sal vir mekaar sê, ag nee, dis net 'n klomp skynheiliges daar by mekaar. Ander mense sal sê, ek vertrou nie meer die kerk nie. So is daar klomp redenasies, en die redenasies is ons nou baie meer net as hierdie 3 wat ek nou gesê het. Nou ek wil nie op hierdie 3 redenasies ingaan nie, wat ek net wil sê is, vir elke redenasie wat daar is daar mos nou teenredenasie. So nou kan 'n mens met mekaar begin redeneer en selfs in konflikgesprekke gaan oor, is jou verskoning nou geldig of is dit nou nie? Die feit van die saak is, die woord sê, ons het mekaar nodig. Die Here gee ons vir mekaar. Die een ding wat ons oor en oor vir mekaar sê oor verantwoordelikheid, is dat ons moet verantwoordelikheid neem vir dit wat die Here vir ons gee. En die Here gee vir ons mekaar. En deel van die mekaar is om deel te wees van die samekoms van die gelowiges. Die hele Bybel is deurspek met tekste van mekaar, hoe ons mekaar moet lief hê, hoe ons na mekaar moet omsien, hoe ons mekaar moet vergewe, hoe ons mekaar se laste moet dra, hoe ons mekaar moet aanmoedig om na die samekomste van die gelowiges toe te gaan. So, aan die een kant sit van ons natuurlik daar en sê, Johan, dis reg, ek is deel van 'n gemeenskap van gelowiges, en dis vir my wonderlik, en dis vir my lekker om saam met medegelowiges, nie net op 'n Sondag te wees nie, maar om mekaar aan te moedig, om dalk by 'n klein groep ingeskakel te wees, of wat ook al. Maar dalk is daar van ons, wat sommer net luister en sê, nee wat, ek is verby die kerk. Die Here moedig ons aan, en eintlik is dit 'n Bybelse opdrag. Ons moenie van die samekoms daar wegbly nie. Ons moet dit koester, dis waar ons groei, dis waar ons mekaar ondersteun, dis waar ons by mekaar leer. Dit is 'n wonderlike gawe uit die hand van die Here. So as jy dalk besig is om weg te dryf van jou geloofsgemeenskap af, wil jy nie dit heroorweeg nie? Wil jy nie dalk weer gaan luister, wat sê die Here, as hy ons aanmoedig om nie van die samekomste van medegelowiges weg te bly nie, om deel te wees van die koinonia, die mekaar
saam voor die voete van ons Here. Baie groot dankie aan die Smith Auto Groep in Bloemfontein wat die Lewe met 'n Rede bediening help moontlik maak.